Goeiedag. En vandag is ons by Galasiërs 4, 'n baie belangrike hoofstuk in die woord van die Here. Want dit gaan alles daaroor dat ons kinders van die belofte is. Vader, dankie dat U ons nie as slawe behandel nie, maar as U kinders. Mersha Ross lees vandag vir ons voor uit Galasiërs 4. So, kom ons lees. Dankie Mersha. Ek is Mersha Ross en ek lees uit die 1983 vertaling, Galasiërs 4. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is nou uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en is ons roep hy uit, Abba Vader. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Nou daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Nou ek smeek julle broers, word soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou mos hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deur ek siek geword het. En al was my toestand vir julle 'n versoeking om my te verag of selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel van God was. Ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? Dit kan ek van julle getuig. As dit moontlik was, sou julle julle oë uitgeruk en vir my gegee het. Het ek dan nou julle vyand geword deurdat ek die waarheid aan julle voorhou? Daardie mense se ywer vir julle is nie meer suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak sodat julle vir hulle saak sal beywer. Om jou vir 'n goeie saak te beywer, is goed, maar dan moet dit altyd die geval wees en nie net as ek by julle is nie. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek kon nou by julle wees en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. Julle wat so graag aan die wet van Moses onderworp wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Daar staan tog geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een by 'n slavin en een by 'n vrygeborene. Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygebore kragtens 'n belofte van God. 'n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die twee vroue staan vir twee verbonde. Die een is by Sinaï berg gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir Sinaï berg in Arabië en dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slawe. Maar die hemelse Jerusalem is vry en dit is ons moeder. Daar staan immers geskrywe,
Verbly jou, onvrugbare wat nie kinders kon hê nie. Juig van vreugde, jy wat nooit moeder kon word nie, want die kinderlose vrou wat deur haar man verlaat is, sal meer kinders hê as die vrugbare wie se man by haar is. En julle, my broers, is net soos Isak, kragtens die belofte kinders van God. Destyds het die seun wat volgens die loop van natuur gebore is, die seun vervolg wat deur die Gees in die wêreld gekom het. En dit is nou nog so. Maar wat sê die skrif hiervan? Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygebore erf nie. Ons is dus nie kinders van 'n slavin nie, broers. Ons is kinders van die vrye. Dankie Jesus. En ons vertrou die woord gaan met groot seën uit. Amen. Wel, tot sover sê oom Piet terwyl hy opstaan. En nou my vraag, sê oom Piet, verstaan julle wat Paulus ons in vers 4 tot 7 sê? Verstaan ons wat Galasiërs 4 vers 6 beteken, wat Paulus aan ons wil oordra as hy sê? Nou roep die Gees in ons, Abba Vader. God het die Gees van sy Seun Jesus met ons wedergeboorte in ons harte gestuur. En in jou is dit die Gees van Jesus wat nou uitroep, Abba, wat beteken Vader. Oom Piet sê, dis een van die mooiste verse in Galasiërs. En oom Piet, ek stem saam met jou. En Paulus sê dit doelbewus, sodat ons nie kan kies, ek of die Gees nie. Kom ons lees dit eers presies soos dit daar staan, net as 'n herinnering. Galasiërs 4 vers 6, die 1983 vertaling. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte gestuur, wat roep, Abba, Vader. Wie roep? Nou, in grammatikaal is dit die Gees wat roep. En dit verwys na die Gees van God se Seun. Maar Paulus sê nie, jy sit stil terwyl die Gees roep nie. Nee, kom ons kyk gou na Romeine 8:15. Kyk na die parallel tussen die twee verse. Julle het die Gees van aanneming ontvang, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig met ons gees, dat ons kinders van God is. So dis beide gelyktydig. Ja, die Gees roep. Dis die Gees van Jesus self in jou hart. Jesus het op aarde Abba Vader gesê in Markus 14:36. En nou woon daar dieselfde Jesus Gees in jou wat Jesus aangeneem het. En hy bring Jesus se eie verhouding met die Vader binne in jou binneste in. Ek roep, maar ek roep nie uit my eie krag of uit vrees soos 'n slaaf nie. Ek roep omdat die Gees my leer hoe 'n kind van God praat. Dis nie 'n toneelstuk nie, dis 'n nuwe stem wat in my wakker word. Dis soos wanneer ek vir jou kleinkind leer bid. Eers fluister ek die woorde in sy oor, Abba Vader, en na 'n ruk sê hy dit self. Maar dis steeds my stem wat hom geleer het. So fluister die Gees van Jesus in jou hart, en skielik hoor jy jouself sê, Abba Vader, ons is lief vir U, dankie vir U genade, U grootheid, U godheid, sonder om bang te wees. Ja, Paulus wil hê ons moet nie dink dis of jou poging, of die Gees se outomatiese werk nie, absoluut nie. Omdat jy 'n kind is, vers 6 begin mos, omdat julle kinders is, né? Omdat julle kinders is, het God die Gees gestuur. Die bewys dat jy 'n kind is nie dat jy die regte woorde ken nie, maar dat daar iets in jou is wat autentiek, intiem, met vertroue, Abba Vader sê, en dit is die Gees wat in en deur jou roep. Oom Piet sê hy wil klaarmaak en hy gee ons 'n kort opsommende paar notas. Wie roep, vra oom Piet, wie roep? Die Gees van die Seun roep, en hy roep dit in en deur jou.
Hoekom? Nie om jou 'n kind te maak nie, maar omdat jy reeds 'n kind is deur geloof. En wat leer dit ons, vra oom Piet? Wat is die rede? Omdat julle kinders is, nie om kinders te word nie. Wie stuur die Gees? God die Vader. Wat stuur God die Vader? Die Gees van sy Seun. Waarheen stuur hy hom? In julle harte. En wat doen die Gees? Hy roep, Abba Vader. Hoekom? Lees Romeine 8 vers 15 tot 16. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Wat leer dit ons kinders van God? Dit leer ons die volgende: wat ons nie het nie, dis wat dit ons leer, 'n slaafgees van vrees nie. Maar dit leer ons ook wat ons het, die gees van aanneming. Wie roep? Ons roep deur die Gees. Hoe? Die Gees getuig saam met ons gees. Oom Piet se vergelyking vir ons van Galasiërs wat sê die Gees roep en Romeine wat sê ons roep deur die Gees. Dis nie 'n fout nie. Luister mooi wat ek vir jou sê. Dis 'n omhelsing uit die woord van die Here. So roep die Gees van Jesus in jou. En skielik hoor jy jou eie stem sê, Abba Vader, sonder enige vrees. Dis die bewys, jy is nie meer 'n slaaf onder die wet nie. Jy is tuis. Kindskap is nie iets wat jy probeer verdien nie. Dis iets wat die Gees in jou wakker maak. Kan 'n mens dan sê dis die oomblik wat wedergeboorte plaasgevind het? Nadat ons Jesus se Gees in ons harte ontvang het, soos met die uitstorting van die Heilige Gees. Ja, jy kan dit met 'n geruste hart so sê, solank ons die twee kante van dieselfde muntstuk mooi bymekaar hou. Paulus praat nie hier van 'n tweede ervaring na wedergeboorte nie. Paulus sê in Galasiërs 4 vers 6, omdat julle kinders is. En sien jy dit? Omdat jy 'n kind van God is, het God die Gees van sy Seun in jou hart uitgestuur. Luister, jy word 'n kind, dit is wedergeboorte, deur geloof in Christus Jesus, Galasiërs 3:26. Omdat jy 'n kind is, gee die Vader vir jou wat by kindskap hoort, die Gees van sy Seun in jou hart. Dit is presies wat Jesus beloof het in Johannes 3 vers 5 en 6. Gebore uit die Gees. En wat Petrus op Pinksterdag verduidelik in Handelinge 2:38, bekeer julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Is dit dieselfde as die uitstorting op Pinksterdag? Ja en nee, kom ek verduidelik. En dis belangrik om nie hierdie twee te meng nie. Pinksterdag was die historiese eenmalige uitstorting, toe die Gees van die verheerlikte Seun op die kerk as 'n liggaam gekom het. Dit het die nuwe tydperk oopgemaak. Jou wedergeboorte is die persoonlike deelname aan daardie uitstorting. Wanneer jy glo, word jy ingelyf in Christus. En die Gees wat op Pinkster uitgestort is, kom woon nou in jou hart. Paulus sê dit self daar in Efesiërs 1 vers 13. Nadat julle geglo het, is julle verseël met die Heilige Gees. Die oomblik toe ek deur geloof 'n kind van God geword het God nie vir my 'n reëlboek gegee nie. God het my die Gees van sy Seun Jesus in my hart gestuur. Dis wedergeboorte. Die Gees leer my om soos Jesus Abba Vader te sê. En oom Piet sluit af met hierdie woorde. Moenie dit lees as 'n tweede seun wat jy moet soek na jou redding nie. Galasiërs sê baie duidelik, as jy 'n kind is, het jy die Gees.
as jy die Gees nie het nie, is jy nie 'n kind nie. Dis so eenvoudig as dit, sê Romeine 8 vers 9. Smaak en sien, die Here is goed. By hom skuil my siel. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal in my mond bly woon. My siel sal roem in sy groot naam. Die nederiges hoor en juig saam. Maak die Here groot met my. Laat ons sy naam verhef. Ek het hom gesoek in my donker nag, en hy het my gered uit vrese krag. Ek het geroep toe ek gebroken was, en hy het my gehoor. Uit benoudheid, uit my skaamte, het hy my weer herstel. Smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die een wat skuil by hom. Die engel van die Here trek 'n laar rondom my. Hy red my uit, hy hou my vas. Geen gebrek vir die wat hom soek nie, geen vrees vir die wat hom vertrou. Al kom die nag, al kom die storm, die Here is naby my gebroken hart. Kom, kinders, luister na my stem. Ek leer julle die vrees van God. Bewaar jou tong van wat verkeerd is. Laat jou lippe nie bedrogheid spreek. Wyk af van kwaad, doen wat goed is. Soek die vrede, jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdige, sy ore hoor hul hulp geroep. Die jong leeu's ly gebrek en honger, maar wie die Here soek, word gevoed. Hy sien die trane van die swakke, hy dra die een wat nie meer kan nie. Smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die een wat skuil by hom. Die engel van die Here trek 'n laar rondom my. Hy red my uit, hy hou my vas. Geen gebrek vir die wat hom soek nie, geen vrees vir die wat hom vertrou. Al kom die nag, al kom die storm, die Here is naby my gebroken hart. Die Here is naby die gebrokenes. Hy verlos die verslaaf van gees. Menigvuldig is my teëspoed, maar hy het alles red, die Here my. Hy bewaar my deur die vuur, hy hou my in sy hand. Nie een been word vergeet nie, nie een traan val sonder dat hy weet nie. Smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die een wat skuil by hom. Die engel van die Here trek 'n laar rondom my.
die wat hom soek nie, geen vrees vir die wat hom vertrou. Al kom die nag, al kom die storm, die Here is naby my gebroke hart. Die Here verlos die siel van sy knegte, almal wat by hom skuil, word nie beskaam. Ek sal hom loof al